Alright, is julle almal se Bybels oop by Hosea, hoofstuk 7. Julle is baie wakker, dankie, ons is by hoofstuk 8. Ons gaan by hoofstuk 8 begin vandag. Nee, ons is by 8, ons is regtig by 8. So op 'n baie vreemde manier gebruik God Hosea se lewe in Hosea 1 tot 3 om vir ons te wys wat hy dink van 'n hoerery en van wat hy dink daarvan dat Israel hom verneek met die goed van die wêreld en met ander gode. Dan begin ons van hoofstuk 4 tot 7, dan profeteer Hosea oor 'n polluted people, mense wat is polluted, mense wat besoedel is, dan verduidelik hy dit. En dan vandag tussen hoofstuk 8 en 10 gaan hy praat van gestrafte mense, so hy gaan nou die hele tyd die strawwe so gee. Alright, so julle almal is by. Hoofstuk 8. Die bassein aan jou mond. Wanneer blaas ons 'n bassein? Wanneer daar gevaar is, nog? Wanneer daar oorwinning is, maar wanneer nog? Wanneer die oorlog kom, né? So om oorlog aan te kondig, of om gevaar aan te kondig. So in hierdie geval, as die bassein blaas, wat sê God vir Israel? Dis tyd. Die oordeel is nou hierso, né? Soos 'n arend skiet dit neer op die huis van die Here. Waarom? Omdat hulle my verbond oortree en teen my wet gesondig het. En ek wil net gou vir julle sê, baie mooi, hoe staan hy in Engels? Because they have transgressed my covenant and trespassed against my law. Nou, ons gaan vandag verskriklik baie oor inequity praat, oor ongeregtigheid praat. So ek wil baie vinnig net seker maak dat julle almal onthou. Kyk, hy sê klaar daar, they have transgressed. Kan julle onthou wat is die transgression? Dis 'n willful rebellion. Ek het hom vir julle hier verduidelik. Die Bybel praat op 3 maniere van sonde, net om mis te maak, in Engels sin. Oortredinge is transgressions. Dis 'n willful rebellion. Jy kies om te oortree. Jy weet wat om te doen. So jy het nie per ongeluk sonde gedoen nie. Jy weet presies, jy het die opdrag gekry en jy kies. En ek wil vir julle by sê, die Bybel sê, rebellion, onthou hier is willful rebellion, is soos witchcraft. Nou, soos ek vra, wie's betrokke in witchcraft, sal almal definitief sê nee. Maar hoeveel keer rebelleer ons teen die stelsel, teen die onderwysers? Por ons kinders aan om te gaan rebelleer by die skool. Jy gaan nie daai straf vat nie, jy gaan nie sis nie, jy gaan nie so nie. Rebellie is soos witchcraft. Ons moet baie versigtig wees vir rebellie. En dan ongeregtighede of iniquities is 'n ding wat jy meer kan aftrek, en is soos 'n karaktereienskap. Dit is ek doen dit want my ouers het my so geleer. So ek besef dalk nie eers dat dit so ek willfully rebel dalk nie eers nie. Ek doen dit net want my ouers het gesê ek moet dit doen. Ek is so geleer om dit te doen. Okay. Dis 'n gewoonte. En jy gaan 'n inequity baie keer kan aftrek in jou familie. Soos byvoorbeeld alkoholisme sal 'n inequity wees. Want my pa was 'n alkoholist, my oupa was 'n alkoholist, so jy sal daai simptome. So iemand het vir my in die week gesê, ja, maar hoe gaan ek nou weet wat het my geslag gedoen? Jy hoef nie te weet, jy kan mos die simptome in jou lewe sien. En dan kan jy hom maar net terugvat. Okay, maar hy praat baie van iniquities en ons verstaan hoekom, want Israel het die wet gehad. Die hele eerste 5 boeke van hierdie Bybel is die wet wat God vir hulle gegee het. So hulle het die covenant gehad. Hulle het geweet wat om te doen. But they willfully rebelled. They transgressed my covenant. Okay. Vers 2. My roep hulle toe, my God, ons Israel ken U. Selfs soos wat hulle in Matteus 7 vers 22 het Jesus ook gesê, julle roep my, maar ken julle nie. Gaan weg van my af, ek het nooit 'n verhouding met julle gehad nie. En dis 'n verskriklike interessante ding om te besef, met wie praat God hier? Hy praat met sy eie bloedkinders. Hy praat met sy eie kinders.
So ons, wat nou na die tyd deur wedergeboorte inkom, hier praat hy met sy eie kinders wat gebore is in hom en hy sê vir hulle, ek ken julle nie. So is dit belangrik om God te ken om hemel toe te gaan? Ek dink dit is. Ek dink dit is ongelooflik belangrik om 'n intieme verhouding met die Here te hê en hom te ken. Want as jy die dag hy is aan Tannie, dankie. As jy die dag in die hemel kom en God sê vir jou ek het jou nooit geken nie, wat dan? Maak seker jy ken vir God. Maak seker jy nooi hom in. As jy nie weet hoe om hom in te nooi nie, kom gesels met een van ons. Maar dit is baie eenvoudig. Here, hier staan ek. Ek acknowledge wat U vir my aan die kruis gedoen het. Dankie vir wat U vir my aan die kruis gedoen het. Dankie dat U bloed gevloei het om my sondes te vergewe. Vergewe asseblief my sondes. Ek kies U vandag. Kom woon in my hart. Wees die koning van my lewe. In Jesus naam. Amen. Ja, dan is alles in verderf in. Hoofstuk 3. Israel het die goeie verwerp, die vyand sal hom agtervolg. So onthou nou net, né? Israel het alles gehaat. Hulle kies om dit te verwerp. Hulle het konings aangestel, maar nie uit my nie. Hulle het vorste gekies, maar sonder my wete. Van hulle silwer en goud het hulle vir hulle afgode gemaak, tot hulle verderf. Wie die silwer en die goud vir hulle gegee? Waar kry hulle riches? En hulle gebruik dit teen God. Hulle gebruik dit vir hulle eie gewin om afgode te dien. Nou wil ek vir julle vra, as jy ek wil eintlik vir julle 'n getuienis gee wat vir my 'n ongelooflike besonderse ding was in my lewe. Ek 'n fisio kom sien my eendag en sy sê vir my, sy trek en sy wil haar praktyk aan my verkoop. En op daai stadium het Fanie net geoes en hy so trots om vir my te sê, weet jy wat, in die verlede kon ek nie, maar nou ek wil graag vir jou hierdie praktyk koop en ons gaan hom mooi maak en elke ding en dit is aan die ander kant van die dorp en dit gaan goed werk en ek gaan sien die dokter. Maar ek besef ek moet bid daaroor. En ek bid daaroor en ek sê vir die Here, ek het eintlik klaar met die fisio gereël, ek het eintlik klaar met die dokter gereël, ek het eintlik klaar die finansies. Op daai stadium het ek te min werk vir al my fisios, so dis ideaal, een van hulle kan net daar gaan werk. En ek bid en ek sê vir die Here, ek check net, ek weet ek gaan dit moet doen, maar kan hy vir my net duidelik bevestig, want ek bedoel ek weet nou eintlik. Nee. In hoofletters. Nee. Nou dink ek, dit is nou vir jou vreemd. En ek bel die dokter, ek sê ek gaan dit nie doen nie en ek kanselleer die hele storie. Sal julle vir my glo dat ek nou so 3 maande terug uitvind dat daai dokter met baie onheilighede besig was. So die Here wou my regtig net nie daar gehad het nie. So consult the Lord first. Dis so 'n belangrike konsep. Hoor hierso, hulle het konings aangestel, maar nie uit my nie. Jy maak keuses, maar is nie uit God nie. Julle moet onthou vir ons wat in Jesus is die een perk wat ons op aarde het, is om te kan vra en te hoor by hom en hy sal vir ons sê en dit kan ons baie verdriet in die toekoms spaar. So gebruik dit, gesels met die Here, vra hom. Consult the Lord first. Hoofstuk 5. Jou kalf o Samaria, nou noem hy daarom niemand 'n kalf nie, hy praat nou letterlik van die kalf van Samaria, is afskuwelik. Praat jy dan van hoofstuk 5? Nee, ons is by Hosea 8. Hosea 8 dan nie? Vers 5. Nee. Jou kalf o Samaria, nou julle moet onthou, toe die noordelike stam uit Jerusalem uit is, toe het hulle hoofstad Samaria geword. Maar toe Jerobeam was toe mos die koning, maar dit het hom glad nie behaag dat sy mense nog steeds afgegaan het om in die tempel in Jerusalem te gaan offers gee en so aan nie, want dit was wat hulle moes gedoen het. Dit is mos hulle geloof op daai stadium. Dis mos hulle covenant met God gewees. So toe wat doen Jerobeam? Hy bou vir hulle tempels daarbo in Samaria. En die afgode, hulle het letterlik kalwers, so wat jy dit, beeste in die tempels gehad waarvoor hulle gebid het. So dit is toe nou heeltemal pervers. So jou kalf o Samaria is afskuwelik. My toren is teen hulle ontvlam.
hoe lank sal hulle tot reinheid onbekwaam wees? Want dit is ook uit Israel. 'n smid het dit gemaak. 'n smid is mos 'n smid, die ou wat dit maak. Nou, en dit is geen God nie, maar tot splinters sal dit word, die kalf van Samaria. Want hulle saai wind en sal storm maai. Dit het geen halm nie wat uitsprei, lewer geen meel op nie. Selfs as dit iets oplewer, sou vreemdelinge dit verslind. So hulle saai in die wind. As jy iets saai in die wind waai, dis weg. En tot dit wat sal opkom, gaan vir niks goed wees nie. Israel is verslind, alreeds is hulle onder die volke, soos iets wat waardeloos is. En ek wil net hê julle moet besef, Hosea sê dit vir hierdie mense, maar op hierdie stadium gaan dit baie goed in Israel. So hulle dink eintlik hy's mal saals. Want hulle het opgetrek na Assir, 'n wilde esel wat eiesinnig rondloop, is Efraim. Onthou ek het vir julle gesê, Efraim was maar net die grootste stam. Dis hoekom hy die hele tyd van Efraim praat. Maar as hy van Efraim praat, bedoel hy Israel, die noordelike stam. Hulle het onwettige bondgenootskappe gewerf, en ons het al in Amos gesien wat dink God daarvan. Ook al werf hulle onder die volke, ek sal hulle nou saamraap, en hulle sal begin minder word, weens die laste deur die koning van die vorste opgelê. So as Assirië hulle nou uitvat in ballingskap, dan gaan hulle mos onder daai koning moet buig, onder sy laste. Dit is nou die wat oorleef. Het julle geweet, dat Assirië so bekend gestaan het as so wrede nasie, dat as Assirië aangeval het, het die mense in die stad klaar selfmoord gepleeg. Want hulle is baie gruesome hanteer as hulle gevange geneem is. Onthou julle, ons het in Amos gelees hoe hulle met die vishoeke uit die stad uitgelei is. Hulle het die vrouens oopgesny en alles. Want Efraim het die altare vermenigvuldig om te sondig, die altare het vir hom tot sonde geword. Hulle het al hoe meer altare gebou, en dan net nog meer en meer gedien. Hoofstuk 8 vers 12. Sê Hosea, ek het hom 10.000 leringe van die wet voorgeskryf, maar dit word as iets vreemds geag. Dis God wat daar praat, né? So hulle het die covenant gekry. Hulle weet presies wat God van hulle verwag, maar hulle sien dit as vreemd, hulle verstaan dit nie. Nou wil ek vir jou sê, hoeveel keer sit jy in die kerk en dan dink jy, hoorie, as my neefie dalk nou net hier kon wees om dit te hoor, of as hierdie ene net hier kon wees om dit te hoor, maar jy vat nooit daai boodskap vir jouself nie, want ons is altyd, ons pas dit aan en is altyd eintlik die ander ou se fout, en is hy wat lelik is, maar as Christene moet ons besef dat dit begin by jou. Maak alles op jouself van toepassing. As God dit op daai ou van toepassing wil hê, sal hy hom herinner daaraan. Vers 13, slagoffers, my aangebied, offer hulle, vleis is dit en hulle eet, die Here het geen behaag daarin nie. Nou sal hy aan hulle ongeregtigheid dink en oor hulle sondes besoeking doen. Hulle sal teruggaan na Egipte. Wat het hulle in Egipte gedoen? Slawerny, so hulle sal teruggaan in slawerny. Omdat Israel sy maker vergeet het. Julle kan Romeine 1 ook lees, dan praat hy van hoe die mens sy maak, die maaksel bo die maker kies en wat die reperkussie daarvan is. Omdat Israel sy maker vergeet en paleise gebou het en Juda 'n menigte versterkte stede. Daarom sal ek 'n vuur in sy stede slinger wat sy paleise sal verteer. Okay, so is Israel het net staat gemaak, omdat hulle het mos vir Assirië gaan vra vir hulp en hulle het ver afgedwaal. Juda het hulle self probeer beskerm deur versterkte stede te bou. En God het hulle daarvoor ook geoordeel omdat hulle nie op hom staat gemaak het nie. En as julle daarom ook dink hoeveel wonderwerke hulle voor dit gesien het, dan kan 'n mens verstaan dat God regtig vir hulle vies raak. Okay, hoofstuk 9. Wees nie bly met gejuig, o Israel, soos die volke nie,
want jy het gehoereer van jou God af weg. Jy het boereloon lief gehad op al die koringdorsvloere. Nou julle kan julle dink aan hoe hulle, soos hulle first fruits gebring het op die dorsvloere en so aan, maar nou het hulle nie meer dit vir God geoffer nie, hulle het dit vir Baal geoffer en vir die Astarte geoffer en so aan. So die eerste ding wat julle kan onthou uit hoofstuk 9 uit, is hulle verloor hulle joy. Daar staan, wees nie bly met gejuig nie, o Israel. So hulle verloor hulle joy. Dorsvloere vers 2 en parskype sal hulle nie voed nie. Die aardse goed gaan hulle nie bevredig nie, en die mos sal hulle in die steek laat. Hulle sal in die land van die Here nie bly nie, maar Ephraim sal na Egipte teruggaan. Hulle sal teruggaan in slawerny en in Assirië sal hulle eet wat onrein is. So hulle gaan teruggaan na Egipte in slawerny, en hulle gaan fisies uitgaan na Assirië toe, en dan gaan hulle mos nou nie meer daar hulle gode kan aanbid nie. So hulle sal nie meer hulle offers kan bring nie, hulle sal nie kan die Here dien soos wat hulle nou eintlik die Here probeer dien nie. Hulle sal vir die Here geen wyn uitgiet nie, en hulle slagoffers sal vir hom nie welgevallig wees nie, soos trane brood sal hulle spys vir hulle wees. Almal wat daarvan eet, word verontreinig, want hulle brood is vir hulle self. Dit sal nie in die huis van die Here kom nie. So hulle doen dit nie met 'n opregte hart nie. Wat sal hulle dan doen op die feestyd en op die feesdae van die Here? Nou het hulle glad nie meer 'n tempel nie, hulle sit nou in Assirië. Assirië gaan hulle nie toelaat om hulle gaan eintlik in gevangenskap wees. Baie min van hulle was vry, Want kyk, hulle gaan heen weens die verwoesting. Egipte sal hulle versamel. Mof, wat in Engels Memphis is, wat eintlik maar net dui op is 'n stad van die dood, sal hulle begrawe. Onkruid sal hulle skat van silwergoed in besit neem. Dorings in hulle tente wees. So as julle net kyk in hierdie laaste ruk wat dit so gereën het, hoe vinnig kom die onkruid op. So as hulle nou uitgevat is uit Samaria uit, dan gaan alles baie vinnig toegroei. Dit gaan net oorgevat word, onkruid gaan oralster wees. Die dae van besoeking het gekom, die dae van gewelding het gekom. Israel sal dit ervaar. Die profeet word 'n dwaas. Die man van gees word waansinnig. Hy word mal, weens die grootheid van jou ongeregtigheid. sien julle daai woord ongeregtigheid? Weens dit wat jou ouers gedoen het, weens hoe hierdie ding nou al afkom van generasie tot generasie. En omdat die vyandskap groot is. So dit is die volgende ding wat gaan gebeur. Eers gaan hulle joy verloor. Die volgende ding is hulle gaan nie meer discernment hê nie. Die profete gaan nie meer kan profeteer nie, want wat doen 'n profeet? Hy sê vir jou wat God sê, maar hulle profete is vals profete. So die profeet gaan nie kan profeteer nie. En die man van gees gaan waansinnig raak. Ephraim is 'n spioen teenoor my God, wat die profeet aangaan, die net 'n voëlvanger op al sy weë gesprei, vyand in die huis van sy God. So as jy nou moet dink, as daar nou een mens is in jou lewe wat jou al baie goed van die Here geleer het, wat jy besef het wat dalk net nooit die waarheid was nie. Wat jou dalk vir 'n lang tydperk van jou lewe juis weg van die Here af kon gehou het. Dis soos 'n wip. En daai ou doen dit waarskynlik ook maar net uit sy ongeregtigheid. Hy dink ook dit is reg, dit wat hy doen. Maar ek dink dit is net 'n belangrike ding om suiwer woord te hoor en te pas op dat jy nie in die wip gevang word van iemand wat vir jou 'n lering of 'n ding probeer leer wat nie heeltemal van God af is nie. En dit is regtig wat my hart is met die Bybelstudie, is dat ons die woord van God so kan leer ken, dat ons God se hart kan voel en sien. Maar wat bedoel hy hier? God bedoel waarskynlik dit. As ek nou byvoorbeeld die Bybelstudie voorberei, dan lees ek dit nou deur en ek kyk na hierdie commentary en dan kyk ek na hierdie commentary en dan sit ek en dan dink ek myself, maar dit drop nie vir my nie. Dit is nie, ek kan nie dit so vir iemand verduidelik nie, want dis 'n storie wat ek hoor, dis hierdie ou se gedagte ook. En as ek hom so die 3de keer, die 4de keer en ek sit en bid en so, en dan sê die Here vir my, dis wat ek hier bedoel. En dis wat die Here wil hê, hy wil hê jy met die woord so ken en so intiem bestudeer en sy hart so verstaan, dat die skrif vir jou sal oopbreek, in samewerking natuurlik met die Heilige Gees. Okay, so pas op vir 'n wip, pas op vir 'n vangnet. Vers 9.
hulle het baie verkeerd gehandel, soos in die dae van Gibea. Nou dit staan, die hele storie van Gibea is in Rigters hoofstuk 19. En dit is baie dieselfde, daar's twee sulke stories in die Bybel. Een was in Sodom gewees, waar die engele mos by Lot ingegaan het, en toe wou die mans van die stad gemeenskap gehad het met hom, maar hierdie is 'n Levitiese man, wat ook so sy byvrou gaan haal het by haar skoonpa, nadat sy hom ook verneek het met 'n hoerery in verval het, gaan haal hy sy eie vrou toe nou by die skoonouers, en toe hulle nou op pad terug is, toe met hulle oorslaa by Gibea. En daar waar hy toe nou in die stadsplein sit, het 'n man hom kom haal, en hulle het by die man in die huis ingegaan, en toe kom die klomp bose manne van die stad ook, en hulle sê, hy moet die man uitstuur. Hulle wil met hom gemeenskap hê. Toe sê die ou ook vir hulle, nee, ek sal my dogters gee. En toe op 'n stadium, toe stoot hulle die byvrou by die deur uit. En daai groep mans het haar toe so verkrag en gemolesteer, dat die volgende oggend toe lê sy dood. En wat het hy gedoen, kan julle onthou? Hy het haar opgesny in 12 stukke, en vir elke stam 'n stuk gestuur, om vir hulle te sê, kyk wat gaan nie aan. So dis die storie van Gibea, julle kan hom gaan lees in Rigters 19, né? En God is kwaad daaroor. Hy sal dink aan hulle ongeregtigheid, besoeking doen oor hulle sondes, vers 10. Ek het Israel gevind soos druiwe in die woestyn. As jy 'n druif kry in die woestyn wanneer jy dors is en is warm, is dit lekker en hy soet, né? So ek het vir Israel goed gevind. Ek het vir Israel gevind soos druiwe in die woestyn. Ek het julle vaders gesien soos voorvye aan die vyeboom in die eerste groei, maar hulle het na Baal Peor gekom en hulle aan die skande God toegewy en 'n verfoeisel geword soos die voorwerpe van hulle liefde. Daar staan in Numeri 25 wat daar gebeur het, dit gaan maar oor seksuele immoraliteite en afgoderry, ook wat daar by Baal Peor gebeur het. Vers 11, Efraim, sy heerlikheid sal wegvlieg soos 'n voël, geen geboorte, geen moederskap, geen geen ontvangenis meer nie. Ek wil hom net gou vir julle in Engels lees, hy staan baie mooi in Engels. Ek het vir my hier geskryf, kyk in die King James. As for Ephraim, their glory shall fly away like a bird, from the birth, and from the womb, and from conception. Julle, dis baie ontstellend. From conception, kan dit met jou sleg gaan from conception, as gevolg van 'n inequity. Ek wil julle gou iets wys wat baie interessant is. Kyk gou of kan julle vinnig by Psalm, ek dink is Psalm 58. Nou, Psalm 58. Kyk gou daar, is julle daar? Is ek vinnig op julle? Psalm 58. Maar wat sê Dawid? Vers 2. Spreek julle waarlik geregtigheid, o gode, met wie praat hy? Met Baal en met die Astarte. Hoor wat sê? Spreek julle waarlik geregtigheid, o gode? Oordeel julle die mensekinders regverdig? Is dit nou reg dit wat julle doen? Onthou nou net, né? Soos wat jy gebore is en 'n leeftyd saam met jou maale gedoen het wat jou maale gesê het jy moet doen. Dis al wat hierdie mense doen. Hulle aanbid vir Baal, want hulle ouers het gesê hulle moet vir Baal aanbid, en hulle leer wie hulle kinders om vir Baal te aanbid, en so gaan dit aan. So nou sê hy, oordeel julle die mensekind regverdig, is dit reg wat julle doen? Ja, julle bedryf ongeregtigheid, iniquity, né, in die hart. Julle weeg op aarde die geweld van julle hande af. Julle speel die good guy, né? Afvallig is die goddelose mens van die geboorte af. Die leuensprekers dwaal van sy moederskoot af. Dit is ontstellend, né? Die Engelse Bybel is altyd in Psalms 1 vers, tot daar's 2 en die Engels is vers 1. So Tannie Gail sê die Engelse Bybel is partykeer 'n vers voor of agter. Hy is gewinnig vers agter van die Afrikaanse Bybel, van die verse, waar die eerste deel is in die vers, en dan begin hy. Jy sien, nou het jy
Okay, so vers 12. So die eerste ding wat met hulle gebeur is kinderloosheid. Sien julle dit nou, né? Vers 12. Ja, al sou hulle kinders groot maak en ek maak hulle kinderloos sonder mense. Ja, wie hulle self ook as ek van hulle afwyk. Wie hulle self ook as ek van hulle afwyk. As ek nou die dag onttrek, sê God. Efraim, soos ek dit sien, na Tyrus heen, is geplant in 'n mooi omgewing, maar Efraim sal sy seuns na moordenaars moet uitbring. Wie is die moordenaars? Assirië. Gee hulle, o Here. Nou hoor nou, hy interrupt homself. Hy sê, gee hulle, o Here. En dan sê hy, wat sal u gee? Gee hulle kinderlose moederskoot en uitgedroogde borste. In Engels staan daar miscarrying wombs. Hoekom sê hy nou dit? Moet eerder nie laat die babas gebore word nie, want hierdie straf is net te groot. Nou, vers 15. Al hulle boosheid is byeen in Gilgal. Onthou julle waar was Gilgal? Is mos waar Elia en Elisa die profete opgelei het en Jerobeam het hulle later al God se profete daar weggejaag en toe het hulle dit gebruik om vals profete op te rig. Onthou julle, ons het laas in Konings daarvan gelees. Want daar het ek, wat God is, hulle begin haat. Het julle geweet God kan haat? Daar het God hulle begin haat. In Maleagi sê hy ook dat hy vir Esau gehaat het. Het julle dit al raak gelees? Maleagi 1 sê hy het vir Esau gehaat. Want daar het ek hulle begin haat weens die boosheid van hulle handelinge. Ek sal hulle uit my huis uitdrywe, hulle nie meer lief hê nie. Al hulle vorste is opstandig. Al hulle leiers, nou dis hoekom ek sê in ons land moet ons maar bid vir vorste wat nie so opstandig is nie. Efraim is getref. Hulle worstel nie, hulle worstel het verdor. Hulle wortel het verdor. Hulle dra geen vrug mee nie. Ook wanneer hulle kinders baar, sal ek nogtans die liefling van hulle skoot ombring. Julle moet onthou in daai tyd, die Astarte spesifiek en die Baals wat hulle gedien het, was fertiliteitsgode gewees. So hulle het geglo, as hulle aan hulle offer, hulle het baie keer hulle eerste babas aan hulle geoffer, dan het hulle geglo, hulle gaan meer fertile wees, hulle gaan meer babas kan hê, 'n groter generasie kan hê en so aan. Dit is wat hulle doen. Dit is hoekom God spesifiek hier sê, hulle gaan nie vrugbaar wees nie, en hulle gaan nie suksesvol wees nie, want hulle het geglo, as hulle aan hulle offer, dan gaan hulle groter riches hê, groter generasies hê. Vers 17, my God sal hulle verwerp, omdat hulle na hom nie geluister het nie, en hulle sal rondswerwe onder die nasies. So ek wil vinnig vir julle net saamvat hoofstuk 9. Die 5 dinge waarmee God hulle gaan punish is, nommer 1, in vers 1, hulle gaan hulle joy verloor. Nommer 2, in vers 3, hulle gaan terug in slawerny in. Back to Egypt. Terug in slawerny in. Die derde ding, hulle gaan, they're gonna lose the spirit of discernment. Hulle gaan nie meer kan onderskei nie. Die profete gaan dwaas wees. Hulle sal nie God meer hoor nie. Dan die 4de ding, hulle gaan wel fisies en hulle gaan kinderloos wees, maar hulle sal ook 'n spirituele droogte hê. En dan die 5de ding, hulle sal versprei word onder die nasies wat ons lees in vers 17. Het julle hom so? Okay, hoofstuk 10. Israel was 'n weelderigte, uitbottende wynstok wat sy vrug voortgebring het. Hoe meer vrug hy gedra het, des te meer altare het hy gebou. Hoe beter dit met sy land gesteld was, des te beter het hy die klipaltare gemaak. So hoe meer ek vir hulle gegee het, hoe groter en groter het hulle uitgebou, eintlik en my verraai, want hulle gebruik dit vir afgoderry. En onthou, ons lees, bly dit oor en oor en oor lees, maar wat doen jy in jou lewe? Hoe kan jy dit deurtrek na jou lewe toe? As jy, sê nou maar God gee vir jou hierdie maand R5,000 meer somehow in jou rekening, waarvoor gebruik jy daai
R5000. Gebruik jy dit om dalk 'n konsert te gaan kyk wat vir God glad nie sou behaag het nie? Gebruik jy dit om dalk 'n TV te gaan koop wat net nog meer van jou tyd van God afsteel? Of wend jy dit aan vir God, dat hy weet, daai R5000, volgende keer kan ek vir my kind R10,000 gee, want my kind gebruik dit om my koninkryk uit te brei. En ek dink dis wat vir God so ontstel, hoe meer hy vir ons gee, hoe meer gebruik ons dit om net nog meer vleeslik te raak. Net nog meer dalk kompeterend met die buurman, ek bou my huis nog groter. Ek gaan nou vir my 'n swembad insit want my buurman het 'n swembad. En eintlik behaag dit vir God glad nie. Eintlik soek hy net jou hart. Vals is hulle hart. Nee, God wil hê dat jy 'n swembad moet hê. Dit gaan oor jou hart. Ja. So geld is nie 'n slegte ding nie en as God wil hê dat jy 'n swembad, just consult the Lord first. Here, hoekom het U vir my hierdie 5000 gegee? Weet jy my kind, ek sien jy trek deesdae baie swak aan. Gaan koop net vir jou 'n bietjie nuwe klere. God sal dit ook vir jou sê. Of weet jy wat? Nee, onthou nou daar kom 'n kamp op en daar's 3 kinders wat gesponsor moet word. Dis hoekom het ek dit vir jou gegee. En net 'n gesprek met God daaroor ten minste. Vers 2, vals is hulle hart, nou sal hulle daarvoor boet. In die Engels staan daar divided, dink ek dan nie, hulle is seker divided, so hulle harte is soos wat Gomer se hart was. Sy het getrou met arme Hosea, maar haar hart was nog steeds by 'n klomp ander mans. Nou sal julle boet daarvoor. Hulle sal hy wat God is, sal hulle altare stikkend breek, hulle klipaltare verwoes. So al hierdie goed wat jy vir jouself opsit, gaan jy in elk geval net verloor. Laat my weer 'n bietjie dink aan die California brande. Ja, nou sal hulle sê, ons het geen koning nie, want ons het die Here nie gevrees nie, en die koning, wat sou hy vir ons doen? So nou is hulle eintlik nog 'n bietjie arrogant ook, want dan nou sit hulle in Assirië, nou het hulle geen koning nie. Maar wat sou die koning tog in elk geval vir hulle gedoen het? So nou kry hulle so klein bietjie regret. Hulle het groot woorde gespreek, vals gesweer, verbonde gesluit, en soos 'n gifplant sprei die oordeel uit in die fore van hulle landerye. Oor die kalf van Bet-Aven, onthou Bet-El beteken House of God, Bet-Aven, en sy eintlik sê hy huis van nie God nie, huis van wat sê ander woord, huis van ondergang, huis van verraaiing. Wat sê dan nie? Goddeloosheid. Sal die inwoners van Samaria besorg wees oor die kalf van Bet-Aven, want tot hulle het nou 'n kalf daar ingesit, sal die inwoners, wat daar gebeur het, is hulle die kalf gesteel, toe is die kalf weg, toe is hulle baie ontstel. Oor die kalf van Bet-Aven sal die inwoners van Samaria besorg wees, want sy volk sal oor hom treur, en sy afgodspriesters oor hom sidder, en oor sy heerlikheid, omdat dit van hom weggevoer is. Hy sal ook self na Assir weggevoer word, as 'n geskenk aan koning Jareb. Skaamte sal Efraim aangryp en Israel sal beskaamd staan oor sy eie raadsbesluit. Samaria word vernietig. Sy koning is soos 'n spaner, dit staan in Engels soos foam, soos skuim op die water. En die hoogtes van Aven, Israel se sonde word verdelg. Dorings en dussels sal opskiet op hulle altare en hulle sal tot die berg sê, bedek ons, en tot die heuwels val op ons. So hulle sal spyt kry op die einde. Bet-Aven, House of Idols. Ja, dit sal sin maak, want as Bet-El is huis van God, so dan kan Bet-Aven huis van adels. Ja, dis wat hulle daar gedoen het. Maar dit was nie regtig die plek se naam nie. Ek dink Hosea het dit net so gesê. Die plek se naam was eintlik Bet-El, House of God. Vers 9, sedert die dae van Gibea, nou is hy weer terug by Gibea, het hy gesondag o Israel, het jy gesondag o Israel, daar staan hulle met die stryd teen die kwaaddoeners, hulle nie oorval in Gibea nie. Ek lees hom net weer, sedert die dae van Gibea, het jy gesondag o Israel, daar staan hulle
moet die stryd teen die kwaaddoeners hulle nie oorval in Gibea nie. Dit is my begeerte om hulle te tigtig, en volke sal teen hulle versamel word en hulle gebind word aan hulle twee ongeregtighede. Maar Efraim is 'n geleerde jong koei wat gewillig dors. Nogtans sal ek self oor haar mooi nek gaan. Ek sal Efraim laat trek, Juda sal die ploeg trek, Jakob sal die eg sleep. Okay, so God self sal die juk wees om hulle nekke. God self gaan hulle nou laat hulle uitgevoer word in ballingskap, en